Volgens die KLBV bladsy 18 in die Platinum Geskiedenis Handboek graad 5 hoofstuk 7 fokus die kwartaalonderwerpe op die ligging en leefwyse van mense langs die Nylrivier, die rol van die farao, geloof in gode en lewe na dood, piramides, mummifikasie en begrafnisgebruike, die bydraes van antieke Egipte tot die moderne wêreld. Problematiese subonderwerpe vanuit 'n Christelike lewensvisie. Die aanbieding van baie gode, soos wat in antieke Egipte nare geglo het, was daar verskeie gode verantwoordelik vir verskeie dinge. Die beskouing van die farao as 'n goddelike figuur, ons as Christene glo ons het net een God en daar is net een ware God. Die geloof van die lewe na die dood wat gebaseer is op wenke en mummifikasie en nie die redding van Christus nie. Vergelyking tussen die Platinum Handboek en die Waterstroom Handboek. Die Platinum Handboek verduidelik godsdiens in Egipte, feitelik neutraal sonder om dit as die waarheid aan te bied. Dit gee goeie geleenthede om met leerders te gesels oor hoe mense vroeër oor God gedink het. Die Waterstroom Handboek gebruik meer beskrywende taal en gee inligting oor die mitologie. Ons as Christenonderwysers kan hier kontrasteer tussen die mensgemaakte gode en die lewende God van die Bybel. Aspekte uit die Waterstroom Handboek wat ek gekies het wat problematies kan wees en om 'n praktiese voorstelling te kry is lewe na die dood, Ma'at en die farao. Lewe na die dood. Die Egiptenare het geglo dat jou siel kan voorbestaan. Hulle het rituele uitgevoer om die siel te verseker. Ek sal vir die leerders vra om te gaan soek na Johannes 14 vers 6. Die vers sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek sal vir die leerders vra om die vers hardop te lees. Hulle sal 'n Bybelsoektog aktiwiteit voltooi. Daarna sal ek verduidelik dat ewigheid nie deur menslike rituele verkry word nie, maar die geloof in Christus. Ma'at. In die handboek verduidelik dit dat Ma'at die verteenwoordiger is van orde, geregtigheid en harmonie. In die skepping, dit was een van hulle gode gewees. Ek sal vir die leerders elkeen 'n Bybel uitdeel en vir hulle vra om na Genesis toe te blaai en die skepingsdae te soek. Ek sal vir elke leerder vra om hulle gunsteling dag uit die boek uit te teken. God het orde geskep deur elke skepingsdag met 'n doel, balans te vorm. Ek sal dit aan die leerders verduidelik. Die farao. In die handboek word die farao as 'n goddelike heerser met absolute mag beskryf. Ek sal daar die leerders 'n Bybelskattejag voltooi. Ek sal hulle in groepies van 3 deel en vra om 'n vers te soek. Matteus 20 vers 26. Die vers sê, wie groot wil wees onder julle, moet julle dienaar wees. Die eerste groep wat die vers kan kry, sal lekkers kry. Die doel van hierdie is om die leerders te leer dat ware gesag diensbaarheid vereis. Vraag 1.2. Praktiese voorstelle vanuit 'n Christelike lewensvisie. Om die Christelike lewensvisie te verstaan, moet ons na die volgende onderwerpe kyk. Die Bybelse narratief, filosofiese dimensies, etiek en waardes en dan praktiese voorstelle vir verdere aanbieding. Die Bybelse narratief. Ons gaan kyk na die skepping, sondeval, verlossing en herskepping vanuit antieke Egipte. Skepping. God het alles geskep, ook Egipte en die Nyl. Die mense se vermoë om kuns, argitektuur en landbou te ontwikkel, wys hulle is na God se beeld gemaak. Sondeval. Die aanbidding van gode en selfverheffing van die farao toe die mense van God af gedwaal het. Verlossing. Jesus bring die ware redding en nie mummifikasie of rituele nie. Herskepping. God herstel alle dinge en ons leef met die hoop op ewige lewe deur hom. Filosofiese dimensies. Ons gaan bespreek ontologie, antropologie en epistemologie. Eerste, ontologie. Wie is God? Daar is net een ware God en nie baie gode wat verskillende doele verrig nie. Antropologie.
Wie is die mens? Elke mens is geskape na God se beeld, nie volgens 'n stand of klas nie. Epistemologie. Hoe ken ons? Ware kennis kom van God se woord. Dit help ons om te verstaan hoe mense deur die geskiedenis na hom te soeke was. Etiek en waardes. Deur na die Egiptiese denke te kyk, soos die eerbied van die dooies en die gesag van die farao, praat hulle baie oor respek, eerlikheid en nederigheid. Hulle beklemtoon ook dat ons nie ander gode moet aanbid nie, maar God alleen eer. Die module VBSL 112 beklemtoon dat 'n wêreldbeskouing nie net 'n stel idees is nie, maar 'n raamwerk waardeur ons die wêreld moet interpreteer. As onderwysers kan ons hierdie beginsel toepas deur die volgende praktiese strategie te gebruik. Praktiese voorstelle vir die aanbieding volg. Ons gaan eers begin met 'n Christelike raamwerk. Ek sal elke les begin deur dieselfde vraag vir die leerders te vra en vir hulle kans te gee om hulle eie antwoorde uit te dink. Die vraag is: hoe sien ons as Christene die geskiedenis van ander volke? Die doel hiervan is om leerders te help verstaan dat ons nie net feite leer nie, maar ook God se waarheid in alle tye en kulture kan sien. Die gebruik van Bybelse tekste. Ek sal met elke les wat aangebied word, 'n Bybelsoektog hê. Ek sal die skrifgedeeltes integreer soos Johannes 14 vers 6, Genesis 1 en Matteus 20 vers 26. Die doel hiervan is om antieke Egiptiese idees en waarhede vir die leerders te verduidelik vanuit 'n Christelike perspektief en kritiese denke te ontwikkel, wat die wêreldbeskouing van die leerders kan verbeter. Die derde praktiese metode wat ons gaan gebruik, is om 'n ruimte te skep. Ek sal die ruimte skep vir nuwe leer en 'n gemaklike atmosfeer. Ek sal die leerders laat vra soos: wat glo die Egiptenare oor dood? Hoe verskil dit van wat ons vandag glo? Die doel hiervan is om refleksie te bevorder en respek vir geloof en geskiedenis. Die laaste praktiese wenk wat ek sal gebruik is deur die leerders 'n lewenspad saam met Jesus te laat teken, deur die skryf van 'n kort gedig oor God se orde en die skepping. Ek sal laat die leerders 'n gedig skryf oor hulle gunsteling dinge wat God geskaap het. Die doel hiervan is om geloof prakties en sigbaar te maak vir die leerders. Historiese begrip. Hoe kan die historiese begrip leerders help? Dit help leerders om te verstaan hoekom mense sekere dinge in die verlede gedoen het. Te leer oor kultuurverskille sonder om te oordeel, maar steeds uit 'n Bybelse waardestelsel uit dit te verstaan. Om te sien hoe God deur die geskiedenis werksaam is, selfs deur volke wat hom nie geken het nie. Om krities te dink en vrae te vra oor verskillende gelowe, verlede en die Here. Wanneer leerders die geskiedenis van antieke Egipte ontdek en bestudeer, besef hulle dat mense altyd op soek was na 'n sin van orde en die ewige. Dit wys ons dat God se verlange na hom in die mens geplaas is. Vraag 2.2. Praktiese voorstelle om historiese begrip te bevorder. Ons gaan die volgende bespreek. 1. Historiese konteks. 2. Historiese denkwyse. En 3. Historiese belangrikheid. Ons sal leerders help om die omgewing van die Nyl te verstaan en waarom dit lewe gebring het en hoekom mense daar gevestig het. Ons gaan 'n tydlyn bou saam met die leerders en wys hoe Egipte by ander antieke beskawings inpas. Ons gaan laat die leerders die verskil tussen nou en toe bespreek. Ons gaan bespreek hoe begrafnisgebruike verander het, van antieke Egipte tot moderne Christelike gebruike. Ons gaan ook bespreek hoe hieroglife baie dieselfde lyk as vandag se tienertaal met emojis. Praktiese voorstelle om historiese denke by leerders te bevorder. Ek sal aan die leerders bronne ondersoek, foto's van piramides, artefakte of Egiptiese skrifte. Ek sal ook vir die leerders voorwerpe skool toe bring om te bestudeer, aan te vat en te ondersoek.
Ek sal vra soos, wat vertel hierdie voorwerp vir ons oor hoe mense geleef het? Hoekom het hulle geglo wat hulle geglo het? Dit sal leerders laat besef dat geskiedenis nie net feite is nie, maar 'n interpretasie van wat ons vandag doen en hoekom ons dit so doen. Praktiese wenke om historiese belang vir die leerders aan te dring. Ek sal aan die leerders bespreek hoekom antieke Egipte vandag nog vir ons belangrik is. Ek sal dit koppel aan temas soos menslike vindingryke, gesag en geloof. Ek sal beklemtoon dat ons kan leer uit die verlede om beter rentmeesters te wees van vandag se skepping. Assessering vir historiese begrip. Ons gaan begin met historiese denke. Ek sal vir die leerders 'n prent van 'n piramide uitdeel. Ek sal hulle daarna vra waarvoor die piramides gebou word, hoe dink hulle dit moontlik gebou is en wat dit oor die volk sê. Ek gaan die vraag en antwoord assesseringsmetode gebruik. Dit ontwikkel analitiese denke en afleiding vanuit bronne. Tweede, doen ons historiese konteks. Ek sal vir die leerders 'n kaart van die Nyl laat teken en verduidelik waarom mense daar gewoon het. Die leerders moet teken wat die rivier alles vir die Egiptenare beteken het, byvoorbeeld voedsel, vervoer en godsdiens. Ek sal gebruik maak van die teken as 'n assesseringstegniek. Dit verduidelik die invloed van die omgewing op die kultuur. Derde, historiese belang. Ek sal aan die leerders 'n kort paragraaf skryf oor alles wat ons vandag by antieke Egipte kan leer. Die assesseringstegniek is 'n opdrag. Dit ontwikkel waardering vir die verlede en bevorder refleksie.